Net eerstens dankie net sê vir Pastoor Jock en Pastoor Elsabie en hulle afwesigheid. Ek dink dit is baie lekker daar bo waar hulle is en goed is net dankie vir Pastoor Kobus en net vir al die leierskap van Woord en Waarheid. Hulle is altyd so vriendelik en verwelkom ons so vriendelik, so ons waardeer dit regtig baie. En dan natuurlik net my vrou wat ook saam met my gekom het vanoggend en net dankie sê vir haar en al haar ondersteuning in hierdie en ek dink eerlikwaar kan ons dit nie doen as ons dit probeer alleen doen nie. Eerstens het ons vir God nodig om saam met ons hierdie pad te stap en dan het ons uit die aard van die saak 'n helper wat God ons gegee het om saam met ons te kan stap. En ek is net so dankbaar elke dag as ek daaraan dink dat ek 'n vrou het wat my ondersteun en wat saam met my deur hierdie stap. Om te besef dat 'n mens sien deur mense huwelik sien mens God se goedheid. En ek dink as ons begin besef en ons begin God se karakter sien en ons kyk na ons huwelike en na ons kinders, dan begin ons regtig besef wat God beteken wanneer hy sê hy is 'n God van verhouding en wat hy daaruit wil kry en die liefde wat daardeur kom en goed. En soos ons aangaan vandag, ons is besig in Word and Truth daar in George, preek ons nou deur Matteus en ons is besig met die bergpredikasie en ons gaan aan vandag daar in Matteus 7. So die van julle wat julle woord by julle het, is altyd baie belangrik om eerstens in die woord te gaan en elke dag, ek wil julle net eintlik ook aanmoedig om elke dag, soos julle kan, die woord te gebruik om duidelikheid van God af te kry en om te leer hoe ons pad moet lyk saam met God. So ons gaan deur Matteus 7 en ons begin vandag by vers 13 wat sê, gaan in deur die nou poort, want breed is die poort en wyd is die pad wat na die verderf lei en daar is baie wat daardeur ingaan. Want die poort is nou en die pad is smal wat na die lewe lei en daar is min wat dit vind. Maar pas op vir die valse profete wat in skaapsklere na julle kom en van julle binne roofsugtige wolwe is. Aan hulle vrugte sal julle hulle ken. 'n Mens pluk tog nie druiwe van dorings of vye van distels af nie. So dra elke goeie boom goeie vrugte, maar 'n slegte boom dra slegte vrugte. 'n Goeie boom kan geen slegte vrugte dra nie en 'n slegte boom ook geen goeie vrugte nie. Elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. So sal julle hulle dan aan hulle vrugte ken. En hierdie is vir ons 'n baie belangrike aspek om te begin verstaan. En Jesus sê eintlik vir ons ietsie hierso baie belangrik en hy leer vir ons ietsie baie belangrik. Want as ons gaan na vers 13 toe en ons gaan deur vers vir vers sê, gaan in deur die nou poort. So dit sê, gaan in. Jy dryf nie daarin nie. Jy val nie van self in die poort in nie. Dit sê, gaan in. So Jesus sê, maak 'n keuse om in die nou poort in te gaan. En dit is vir ons belangrik om te besef. En soos Jesus deur hierdie gaan, besef ons daar's net 2 poorte. Daar's die nou poort en daar's die breë poort. Daar's nie 'n neutrale opsie nie. Daar is nie 'n derde opsie nie, broers en susters. Daar's net 2 poorte. En ons moet verstaan dat die breë poort is nie iets wat ons doelbewus altyd kies nie. Die woord sê ons word as sondaars in hierdie wêreld ingebore. Dit beteken ons is vanselfsprekend op die breë poort. En dit raak ons verantwoordelikheid om die nou poort te kies. En die nou poort is nie ons moraliteit nie. Dis nie om te probeer 'n beter persoon wees nie. Die nou poort is een ding. Jesus Christus, wat aan die kruis gesterf het vir ons. En ons kan nie die nou poort betree sonder om vir Jesus te aanvaar in ons lewe nie. Ons kan nie die nou poort betree sonder om te besef wat Jesus gedoen het aan daai kruis vir my en jou nie. En dit is die enigste manier hoe ons daar kan ingaan. En ons moet verstaan wat dit sê, gaan in deur die nou poort, want breed is die poort en wyd is die pad wat na die verderf lei. En daar is baie wat daardeur ingaan. Want die poort is nou en die pad is smal wat na die lewe lei. Dit wys vir ons dat ons kom binne die poort in, ons maak die keuse, maar dan moet ons in dit loop. Dan moet ons in die pad loop, die smal paadjie loop.
En is moeilik. Die woord sê, min kies dit. Dis 'n moeilike pad. Maar nie omdat God dit vir ons moeilik maak nie, broers en susters. Dis omdat ons nie meer in ons eie krag dan kan loop nie. Dis omdat ons nie meer self die Desley manier kan kies nie. Dis omdat ons nou moet doodgaan na onsself toe. Nou om ons lewe neer te lê. So die pad raak moeilik, nie omdat God dit moeilik maak nie, maar omdat ons sukkel om oor te gee. Omdat ons sukkel om alle in afhanklikheid in God se hande te plaas, want ons wil nog steeds daai klein bietjie van onsself hê. Ons wil nog steeds sê ons is kinders van die Here, maar ons wil nog steeds daai bottel whisky op 'n Saterdag braai game klaarmaak. Ons wil nog steeds emosionele verhoudings met ons mense by die werk hê. Ons wil nog steeds die dinge van die wêreld kies en op 'n Sondag en miskien op 'n Woensdag, wanneer mense met ons praat, dan sê ons is Christene. Maar ons moet besef dat die pad wat ons stap, wat smal is, 'n deurlopende keuse is om altyd vir Jesus Christus te kies. Om elke dag van ons lewe op te staan en te sê, Here, vandag lê ek my lewe neer en ek kies jou roete, jou pad. Ek kies die smal pad. Maak nie saak hoe moeilik dit is nie. Kies ek sy pad. Want ons weet, omdat die woord sê, dit lei na lewe toe. Wat is daai lewe vir ons? Die vreugde, die liefde binne ons, daai leemte wat niks van die wêreld kan vul nie, maar net Jesus Christus alleen. So ons moet besef dat dit is 'n keuse, broers en susters, wat ons moet maak, elke dag van ons lewe. Ons gaan by die noupoort in en dan loop ons die pad. En dit is vir my so interessant, hoe Jesus verder gaan, en hy sê, maar pas op vir die valse profete, wat in skaapsklere na julle kom en van binne roofsigtige wolwe is. So Jesus kom op 'n punt waar hy vir ons 'n waarskuwing nou bring. Dit sê, gaan binne die noupoort in. Maar dan sê hy net daarna, pas op vir die valse profete. Dit beteken, broers en susters, ons wat hier sit vandag, die enigste manier wat ons kan weet wat die waarheid is deur die woord op te tel elke liewe dag van ons lewe. Te lees, te bid en te hoor by God wat die waarheid is. Want ons kan nie na mens kyk nie. Want baie goed kan mooi klink. En dit kan reg klink. En dit kan reg lyk. Maar te veel mense kom op 'n punt waar hulle dit vir hulle self doen. En wat hulle die boodskap bring sodat hulle kan op 'n pedestal gesit word. Of sodat hulle boodskap kan bring dat hulle kan beter lyk. Die wêreld is vol dit. So Jesus sê vir ons, pas op vir die valse profete. Dit beteken dat ons die discernment moet hê. En hoe het ons 'n discernment? Net deur die Heilige Gees. Deur die salwing van die Heilige Gees wat binne ons werk. Deur intentionele tyd om elke dag van ons sê ons kies die noupoort in ons woord in te gaan en te verstaan dat die waarheid is nie oor wat die persoon langs my sê nie. Die waarheid is oor wat God se woord sê vir ons. En dit raak vir ons so belangrik om elke liewe dag intentioneel in dit te loop. Intentioneel in dit te wandel. En te verstaan. Hoeveel van ons kom op 'n punt waar ons sê, ek was seer gemaak in die kerk. Hoe word jy seer gemaak in die kerk, broers en susters? Is omdat jy na mens kyk. En nie na God se woord kyk nie. Na God se karakter kyk nie. Daar's 'n accountability wat daarin gaan. Dat ons wat na leiers kyk, na profete kyk, na alles kyk, moet ons toets met die woord. En ek sê dit nie, want Jesus sê verder, aan hulle vrugte sal julle hulle ken. 'n Mens pluk tog nie druiwe van dorings of vye van distels af nie. So Jesus sê vir ons, pas op vir die valse profete, wat wolwe in skaapsklere is. Hoe gesê Jesus dit vir ons? Dis sodat ons nie ons hele lewe lank loop in iets wat ons gedink het die waarheid is, maar eintlik 'n valse waarheid is nie.
Dis 'n baie belangrike ding om vir ons te verstaan. Want vers 21 sê later, baie sal na my roep, Here, Here, maar ek sal hulle nie ken nie. So dit beteken, toe ek voorberei en ek en my vrou praat daaroor, ons is geneig om na die Amerikaanse pastore te kyk en na die boodskappe te kyk en na die podcast te kyk, maar ons weet nie hoe lyk hulle lewe nie. Maar ons dink wat hulle op 'n oomblik daar sê is baie goed en baie kragtig, maar ek kan nie vir hier uit Mossel Baai uit in Suid-Afrika bepaal hoe daai ou se vrug lyk nie. En so Jesus sê vir ons verder, jy sal hulle ken aan hulle vrug. Die woord gaan aan om te sê, so dra elke goeie boom goeie vrugte, maar 'n slegte boom dra slegte vrugte. So ons moet verstaan, eerste kom dit uit natuur uit. 'n Goeie boom kan nie slegte vrugte dra nie. En 'n slegte boom kan nie goeie vrugte dra nie. So wat is Jesus besig om vir ons te leer? Dit kom uit natuur uit, dit beteken dit kom van binne af. Hier in ons hart. Hoe ons elke dag is, wat ons dink. Hoe ons voel oor ander mense, wat ons dink van ander mense. Hoe intentioneel ons in die woord van God is, bepaal die vrug wat ons dra. Sodat jy kan nie, as jy elke liewe dag in die woord spandeer, elke dag 'n verhouding met God het deur gebed, intentioneel is met jou verhouding met God, gaan die vrug wat daar uitkom, gaan nie sleg wees nie. Dis onmoontlik. Dis onmoontlik, broers en susters. Maar so ook, is as wat alles hier binne is, sleg is. En die hart is donker, en die hart is hard, en die hart is seer, en vol pyn, en die hart is kwaaddoenerig, en die hart wil nie hê dit moet goed gaan met mense rondom jou nie. Op daai selfde manier, sal die vrug wat daar uitkom ook nie goed wees nie. En dis nie om te sê dit kan nie gebeur nie. Jesus praat in een konteks hierso. So daar's 'n manier waar jy moontlik in jou vorige lewe, voor jy vir Jesus Christus ervaar het, was daar dalk bietjie slegte vrug gewees. Maar dit kan terugkom na goeie vrug toe. Deur die noupoort in te gaan en elke dag van jou lewe op die smal pad te stap en elke dag van jou lewe te sê, Here, ek kies U. Ek kies U se pad. En dit is vir my belangrik om hierdie deel by te sit. Wat sê? Julle sal hulle ken. En ons moet verstaan dat ken is nie net 'n once-off event nie. Dis nie net jy sien 'n persoon een keer en jy bepaal die vrug nie. Ken beteken is 'n deureenlopende proses. Jy sien dit keer na keer na keer. Ek kan nie bepaal wat 'n persoon se karakter is deur die eerste keer met hom te praat en nooit weer met hom te praat nie en nou sê dis 'n slegte persoon nie. Ek mag anyways nie dit sê nie. Maar ek kan nie dit bepaal nie. Jy kan nie bepaal as die leier in die kerk moontlik bietjie frustreerd was omdat hulle 2 pragtige seentjies, hulle 2 uur en 3 uur en 4 uur in die oggend wakker gemaak het en hulle is klein bietjie frustreerd, dan sê jy, "Jessie, dis slegte ouers." Maar jy het dit een keer gesien. Ken beteken jy weet wat in daai persoon se lewe aangaan. Daar is 'n konstantheid, 'n consistency soos hulle in Engels sal sê in daai persoon se lewe. Elke keer as jy hulle by kerk sien, wanneer jy hulle by 'n selgroep sien, waar jy hulle by hulle werksplekke sien, tussen hulle vriende sien, is daar 'n konstantheid wat daar aangaan. So die vrug wat daar uit gelewer word, sal geken word. En so raak dit vir ons belangrik om wanneer ons besig is om deur hierdie lewe van ons te gaan en ons is besig om op hierdie journey te gaan en op hierdie reis te gaan en ons is besig om na die waarheid te soek en ons is besig om na die goeie vrug te soek om te seker te maak dat die mense wat ons toelaat in ons lewe, wat inspraak maak in ons lewe, goeie vrug dra. Want jy kan nie verwag as jy konstant besig is na iemand te kyk wat slegte vrug dra, dat dinge in jou lewe gaan verander nie. As jy konstante inspraak in jou lewe in toelaat, wat slegte vrug is, gaan dit nie in jou 'n goeie vrug dra nie.
Ons moet dit verstaan, die vriende, die familie, almal met wie ons onsself omring, broers en susters, hoe lyk dit? Dis wat ek sê, so ons gaan in die noupoort in en ons moet die smal pad kies. Maar nou om die smal pad te kies, moet ons partykeer van ons ou vriende laat gaan. Maar is dit moeilik? Ons moet dalk op 'n punt kom waar ons begin belasting betaal. Maar is dit moeilik? Ek sê dit omdat ek 'n rekenmeester is. Het raak moeilik vir ons. So ons moet besef deur al hierdie wat Jesus besig is om vir ons te leer, dat die fondasie van dit kom altyd terug na die woord toe. Die fondasie van die waarheid en van die goeie vrug is in die woord van God. So nou moet ons onsself vra, hoe lyk die vrug wat ons dra op die einde van die dag? Ons spandeer week na week. Wanneer ons 'n sensus doen, dan tik ons die boksie, ons is Christene. Wanneer ons met ons werksmense praat, dan sê ons is Christene. Maar hoe lyk dit, broers en susters? Hoe lyk Christendom vir jou? Hoe lyk goeie vrug vir jou? Lyk dit soos God se karakter? Lyk dit soos die Heilige Gees wat vloei? Lyk dit soos die salwing van die Heilige Gees wat deur jou werk en wat daar uitkom wanneer jy praat met mense is vol liefde? Is opbouend teenoor daai persoon? Dus jy wil hê daai persoon moet beter doen in die lewe? Is dit daai begeerte in jou hart om net te besef dat hierdie persoon heeltemal van die pad af is en jy wil net so graag hê, hulle moet die lig sien? Is daai wat die goeie vrug vir ons is? Of is ons hierso as Christene, maar wanneer ons maandag werk toe gaan, jete. En die pastoor loop daarin by die werkplek, gaan hy nie weet wat die verskil is nie. En dit is belangrik vir ons om onsself daai vraag te vra. Vers 19 sê, elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. Dis nie elke boom wat geen vrug dra nie, is geen goeie vrug dra nie. So ons moet onsself vra, is wat ek besig is om in my lewe te doen, dra dit goeie vrug? Dra dit God se goedheid weg? Nie dra dit my vriende, of my familie, of my pastoor, of my selgroepleier se goedkeuring weg nie? Dra dit Jesus Christus en God se goedkeuring weg? Is die vrug wat jy lewer, kan jy na die woord toe gaan en sê, die vrug wat ek lewer, is presies wat die woord sê ek moet doen? Is die vrug wat uit die woord uitkom? Of draai jy die wêreldse vrug, en mense sê, dit is goeie vrug? Broers en susters, vir ons as Christene, moet ons verstaan dat daar 'n sekere standaard vir ons is in die lewe. Die woord gee vir ons 'n standaard. En dit is nie net vir ons om hier te kom sit elke Sondag nie. Dit is nie wat die standaard is nie. Ons standaard raak elke liewe dag van ons lewe om te besluit dat ons die noupoort gaan betree. Dat ons die smal pad gaan volg. En ons gaan in vreugde, in opgewondenheid dit doen. Want ons dien 'n God, 'n lewende God, wat omgee vir ons, wat die hemel en die aarde geskape het vir ons. Ons dien 'n God wat sy enigste seun gestuur het vir jou en my, om aan die kruis te sterf vir ons sondes. So wanneer ons die pad stap, dan moet dit goed lyk. Christendom is nie moeilik nie. Dit moet nie soos 'n swaarte lyk nie. Jou hare moet gekam wees. Jy moet netjies lyk. Jy moet sê, Here, vandag doen ek hierdie vir jou. Vandag doen ek hierdie vir jou, Here. En wanneer jy uitstap in daai deur môreoggend en sê, Here, asseblief, stuur een persoon op my pad, vir wie ek die goeie nuus kan gaan deel. Here, en laat my lewe begin vrug dra, sodat wanneer mense na my kyk, sal hulle sien dat ek 'n kind van die Here is. Dat wanneer ek besig is om uit te gaan in hierdie wêreld, wanneer ek gaan teach,
Wanneer ek gaan leierskap wees waarever ek is, waar U my gebruik in die werk, tussen my vriende, tussen my familie, in die kerk, dat mense nie na my gaan kyk en dink ek is 'n wolf in skaapsklere nie. Maar dat mense na my gaan kyk en sê, die salwing van die Heilige Gees is op daai persoon. En dan wanneer daai persoon met my praat, het ek geen ander manier as om te begin glo nie. En wanneer daai persoon begin deel met my, dan raak ek so opgewonde binne my, ek wil sommer in leierskap in die kerk ingaan. Hoekom kom ons op 'n punt, broers en susters, waar dit altyd soos 'n las lyk? Waar dit so moeilik begin lyk? En ek sê nie, ons het nie moeilike tye nie. Ons het baie moeilike tye. Ons het baie goed waardeur ons gaan. Baie ekonomiese struggles, diesel wat hoog gaan. Is moeilik. Daar's moeilike goed in die wêreld. Maar wanneer ons daai woord begin kyk, en Jesus sê vir ons hoe dit lyk om vrug te dra. En Jesus sê wanneer ons na die noupoort betree, lei dit na lewe toe. En volgens Jesus lyk lewe goed. Dan moet ek vir jou sê, broers en susters, maak nie saak hoe moeilik die dinge van die wêreld is nie, in die gees gaan dit goed wees. En in die gees gaan jy opgewonde wees. En in die gees gaan jy vol liefde wees. En in die gees gaan jy vol vreugde wees. En daai leemte hier binne jou gaan gevul word elke dag van jou lewe. Nie omdat ek so sê nie, maar omdat die woord so sê. Omdat die woord so sê. En ons eindig met vers 20 wat sê, so sal julle hulle dan aan hulle vrugte ken. Broers en susters, hoe lyk jou vrug vandag soos jy hier sit? Hoe lyk die vrug van die mense wie julle leiers is? Vir jouself, jy as 'n leier, hoe lyk jou vrug na mense wat na jou luister? Christene, hoe lyk ons vrug wanneer ons in hierdie wêreld ingaan? Maak ons 'n verskil in hierdie donker wêreld? Is ons die lig in hierdie wêreld? Soos die woord sê ons moet wees. Ek wil julle regtig net aanmoedig vandag, broers en susters. Daar's baie werk daar buite. Daar's baie werk. Moenie na die statistiek kyk om te sê Suid-Afrika is 80% vol Christene nie. Kyk na jou eie plek. Kyk na jou werksplek. Kyk na jou vriendekring. Kyk in jou alledaagse lewe. Begin rondom jou kyk. Kyk waar die vrug is. Dan gaan jy begin besef, daar's baie werk nodig. En ons wat hier sit vandag, wat verstaan, wat die expectation van die woord is, moet verstaan, dat ons verantwoordelikheid raak om uit te gaan, die vrugte gaan dra, sodat wanneer mense na ons kyk, that's a child of God. Want ons moet daai vrug dra. Ons moet daai vrug dra. So ek wil hê julle moet, wanneer julle huis toe gaan, weer later gaan lees weer deur daai deel. Gaan verstaan weer wat Jesus van jou af verwag. En so wanneer ons uitgaan hierna, wanneer jy uitgaan in die wêreld hier buite, gaan dra die vrug, broers en susters. En laat dit goed wees. Want uit natuur uit, wat hier binne aangaan, moet kan uitdra. En as daar miskien ietsie is wat jy voel hier binne is dit nie lekker nie. Jy voel daar's miskien hier so 'n klein bietjie selfsugtigheid nog hier binne jou. Daar's miskien nog hierdie klein ding wat jou terugtrek na die dinge van die verlede. Ietsie wat jy dalk nog nie kan los nie. Kom tot die volle understanding, sodat jy dit kan oorgee aan Jesus. Sodat jy daai donkerte dalk hier binne of daai tekortkoming kan gee vir Jesus Christus. Sodat hy kan oorvat vir jou, want dit is nie nodig vir jou om dit te dra nie. En sodat jy regtig teen volle kan uitgaan as 'n kind van die Here en goeie vrug kan dra. Ja, Here, dankie net vir U se goedheid, Here, vir U se guns in ons lewe, Here. Here, dankie vir hierdie woord wat U vir ons so openbaar en duidelik maak, Here, van hoe goeie vrug lyk, Here. Here, hoe dit lyk om die nou pad te loop of die nou poort te betree en die smal pad te loop, Here. En ek bid vir elke een wat hier sit vanoggend, Here, dat daar 'n intentionele keuse gemaak sal word, Here. 'n Keuse wat gemaak sal word om die smal pad te loop, maak nie saak hoe moeilik dit is nie, Here. Want ons weet dat U ons lei, Here. Ons weet dat die Gees ons lei. Ons weet dat ons die salwing van die Heilige Gees het wat elke stap van ons lewe saam met ons gaan. En ek bid, Here, dat daar ietsie binne ons is wat dalk reggemaak moet word. Ietsie waarmee ons sukkel, Here, gee ons dit nou oor aan U.
En ons bid dat die Heilige Gees dit sal openbaar vir ons om dit te kan hanteer, Here. En ek bid dat wanneer ons uitgaan in die wêreld, dat ons die discernment sal hê vir die valse profete, Here. Dat ons altyd na die woord sal kyk van wat die waarheid is, Here. En dat ons in die goedheid sal loop wat U vir ons gee, Here. En dat wanneer ons hier uitgaan vandag, Here, dat ons sal begin die vrug dra wat U wil hê ons moet, Here. Dat wanneer die wêreld na ons kyk, dan sal hulle sê daar's ietsie anders binne daai persoon, Here. En dat ons kan uitgaan om U alle eer te kan gee en vir mense te kan wys hoe dit lyk om werklik lewe in Jesus Christus te vind. En Here, ons dankie vir U se goedheid en guns. Here, ons bid 'n beskerming oor elke persoon hierso. Here, ek bid 'n blessing oor elke persoon hierso, oor hulle finansies, Here, oor hulle verhoudings, waar hulle uitgaan in die wêreld, bid ek dat U hulle sal bless, dat U hulle sal beskerm, Here, en dat ons regtig net U altyd sal verheerlik in alles wat ons doen. En ons bid dit in Jesus se wonderlike naam. Amen en amen.